IFSA, Prosperity in Progress. Ons selfs môre met Frikkie van Loggenberg, die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte van IFSA. Ons praat bietjie oor die hoekstene van 'n beleggingsportefeulje. Môre Frikkie. Môre Peer. Lekker om jou te hê. Frikkie, dit was bietjie 'n wisselvallige maand geweest sover. As 'n mens nou van IFSA se kant af kyk na goeders wat 'n mens moet dophou hierdie week en die week daarna, waarna sal 'n mens kyk? Peer, baie interessante maand geweest, laat ek so sê. Die een punt is dat ons beurs die hoogste punt nog wat hy nog ooit bereik het, net oor die 94.000 punte wat hy presteer het. So. Aan die kant van Naspers, die ou tegnologie aandeel wat so verskriklik goed gedoen het, en natuurlik 'n paar banke wat ook baie goed gedoen het, onder andere Standard Bank en Capitec. Die volgende ding is maar positiewe sentiment wat in die mark uiteen is na ons kuiertjie deur ons president laasweek, en daar's nou al klaar weer 'n paar interessante punte wat dit daai uitgaan, so ons gaan maar sien hoe ver die positiewe sentiment draai. Begroting is bekend gestel, is geïmplementeer. So nou weet ons dat daar nie aanpassing is in enige van die belastingskale nie. Brandstof verduurder, wyn is duurder, so dit is iets wat ons moet in berekening bring met ons beleggings. En dan natuurlik inflasiesyfer aanpassing, wat ons dink dat daar definitief 'n rentekoersverlaging gaan wees binnekort, en ons moet dit maar net ophou. 'n Rentekoersverlaging, en jy praat ook van belastingskale wat dalk so 'n bietjie bekommernis bring. As 'n mens jou portefeulje moet hersien, is dit dan nou die tyd met jou doelwitte weer in oorweging neem nou? Peer, definitief. Ek dink op die stadium, as mense dan net prakties gaan kyk, as die beurs op die hoogtepunt is, hoe lank kan dit daarso bly? Is dit nie tyd miskien om bietjie wins te vat en 'n ander bateklas in te sit wat minder wisselvallig is nie? Dis 'n goeie punt. Kyk na jou belastingberekening, gaan kyk hoe lyk jou persoonlike situasie, want is iets wat jy iets aan kan doen. En dan natuurlik as rentekoerse aanpas, en as jy as belegger afhanklik is van rente vir jou maandelikse inkomste, dit gaan minder word, so gemaak daai sommetjies en kyk of jy nie miskien 1% of 2 ergens kan verbeter op jou totale portefeulje nie. Ja, as jy 1% of 2 kan verbeter, noem 'n voorbeeld van wat dit 'n gevolg sal wees vir jou. So 'n mens dink 1% is min, maar daai 1% op 'n miljoen rand se belegging is R10.000 per jaar. Dit kan jou vakansie betaal, klein Kariba toe, of kan seker maak dat jy 'n verhoging in jou portefeulje hierdie jaar en volgende jaar het. 'n Mens dink dis net jaar tot jaar wat jy moet na jou beleggingspresentasies moet jy kyk, maar 'n mens belê eintlik vir 'n 20 of 'n 30 jaar periode oor jou tydperk definitief. Nou 'n miljoen rand teen 7% of 'n miljoen rand teen 8%, oor 20 jaar het jy 'n ekstra R800.000 kapitaal. Groot verskil. Enorme verskil. By IFSA praat julle gereeld oor onafhanklike adviseurs. Vertel ons bietjie, wat is die voordeel van 'n onafhanklike adviseur? So 'n onafhanklike adviseur is 'n adviseur wat nie gemotiveer of geforseer word in 'n spesifieke rigting om 'n spesifieke produk of fonds of platform te ondersteun nie. 'n Onafhanklike adviseur is iemand wat werklik waar die beste daar buite vir jou kliënte basies kan gaan soek, en sy werknemer sê nie vir hom hy mag nie 'n spesifieke platform wat goedkoper is gebruik nie, of hy mag nie hierdie bateklas of hierdie dinge gebruik nie. As jy dit in perspektief neem, is 'n onafhanklike adviseur is die rigting wat jy wil ingaan. Nou, as enige kyker of selfs 'n onafhanklike adviseur met jou wil kontak maak by IFSA, hoe gaan hulle te werk? So SMS die woord kontak na 48422, of gaan kyk op ons webtuiste en los vir ons 'n boodskapie. So maklik soos dit. Daar's hy. Baie dankie Frikkie, lekker om jou te hê vanmôre. Dankie Peer. Dis dan Frikkie van Loggenberg van IFSA. As jy enigstens met IFSA wil kontak maak, SMS die woord kontak, soos hy gesê het, na 48422. Kontak na 48422. SMS kos R1.50 en besenfees geld.